Ons word vanmôre stil met die woorde van Psalm 34, vers 4 en vers 9. Roem saam met my die Here. Kom, laat ons sy naam hoog hou. Proe en sien dat die Here goed is. Dit gaan goed met die mens wat by hom skuil. In die gemeente van Carletonville, julle wat aan die Here ons God behoort, die Here groet julle elkeen en hy skenk vanmôre aan julle sy genade, sy barmhartigheid en sy vrede. Amen. Ons skriflesing kom vanmôre uit Matteus 15 uit. Matteus 15 vers 21 tot 28. Voor ons dit lees, kom ons bid net saam. Hemelse Vader, baie dankie dat ons vanmôre kan saam wees as 'n gemeente in u teenwoordigheid. Want Here, u gee vir ons 'n belofte dat u ook by ons is as ons as gelowiges by mekaar kom, as ons in u naam by mekaar kom. En ons is vanmôre hier, Here, om aan u al die lof en die eer te gee. Vader, baie dankie dat u ons kom ontmoet. Of ons nou groot is en of ons klein is, maar u wil ons kom ontmoet. En u wil ook weer uit die woord vanmôre vir ons kom wys wat is die regte pad. U wil ons kom leer op hierdie pad. En daarom is my gebed, Gees van God, dat u sal kom, u wat ook die woord geïnspireer het, in skrywers en mense se harte, om vir ons te skryf wat u in hulle harte kom neerlê het. En dit het hulle gedoen in mense woorde, maar hulle het geskryf wat u vir hulle kom sê het, en ons te leer oor God. En daarom, Here, as ons stil word vanmôre, Gees van God, dan bid ons en vra ons dat u ook vir ons vanmôre opnuut so sal kom vul, so sal kom inspireer, dat ons die woord sal lees, dit sal hoor, dit sal verstaan, en dat ons ook as gelowiges sal uitgaan vanmôre en die week in en gaan doen wat die woord van ons vra. Want dit is tog wat die bedoeling van die woord is, om ons te inspireer, om Christene te wees elke dag in ons lewe. Kom raak ons vanmôre aan die woord, vir my as prediker, Here, sodat ook u woord getrou sal weergee, en dat dit nie die woorde van Tinus is nie, maar waar ons saam as gemeente om u woord, God se woord is, om dit beter te verstaan. Dit bid ek in Jesus naam. Amen. Jesus het daarvan al weggegaan en na die streke van Tyrus en Sidon toe vertrek. 'n Kanaanietse vrou wat in daardie gebied gewoon het, het onverwags by hom aangekom. Sy het aanhoudend geroep, ontferm u oor my, seun van Dawid. My dogter is in die mag van 'n bose gees, en dit gaan sleg. Maar hy het haar niks geantwoord nie. Sy disippels kom toe by hom en vra, stuur haar weg, want sy hou aan met skree hier agter ons. Jesus antwoord, ek is net na die verlore skape van die volk Israel toegestuur. Maar die vrou kom kniel voor hom en sê, Here, help my. Hy sê vir haar, dit is nie mooi om die kinders se brood te vat en vir die hondjies te gooi nie. Dit is waar, Here, sê sy, maar die hondjies eet darm van die krummels wat van hulle baas se tafels afval. Mevrou, sê Jesus vir haar, jou geloof is groot, jou wens word vervul, en vanaf daardie oomblik af was haar dogter gesond. Om vandag se teks te verstaan, moet ons so 'n bietjie verstaan hê van die landskap waarin Jesus gewerk het en waar hy was op die oomblik. Want Jesus beweeg van Galilea af, wat so in die noorde, meer na die noorde van Israel toe is, waar hy vir 'n groot deel van sy bediening gewerk het, en ook in Juda bietjie suid, beweeg hy nou uit. Hy gaan heeltemal noord. Hy gaan na die twee dorpe wat genoem word Tyrus en Sidon.
Nou Tyrus en Sidon lê nie eintlik in Israel nie. Hulle is eintlik in wat ons vandag beken as Libanon. As die mense na Libanon kyk, is so net soos Israel is, maar so 'n lang, smal land wat so langs die kus daar van die Middellandse See opbeweeg. En Beirut lê so 'n bietjie meer binnelands toe, al bietjie hoër op, hy is ook maar so deel van die kusdorp. En dan so 40 kilometer onder hom is Sidon, 'n hawestad, en nog 40 kilometer ongeveer verder is Tyrus. En Tyrus was eintlik 'n eiland gewees. En Alexander die Groot het gekom en hy het 'n landbrug gebou tussen die eiland en Tyrus. So het hy deel van die land geword dat mense nie nodig gehad het om met 'n boot oor te gaan nie. So dis nie eintlik in Israel nie. Waar Jesus hom nou bevind, is hy klaar buite Israel. En dis die eerste ding wat ons moet raak sien hierso vanmôre, is dat Jesus en God ons soms vat uit die verwagte plek waar ons is. Hy vat ons baie keer uit ons, kan ons nou maar sê, ons Engelse woord, ons comfort zone, nee, ons gemaksone, daar waar ons veilig is, daar ons verstaan die taal, ons verstaan die mense, ons verstaan die dinge rondom ons. Dit is vir ons maklik, dit is gemaklik om daar te wees. Maar Jesus vat ons soms uit daai gemaksone uit, en Jesus is besig om die disippels uit die gemaksone uit te vat, tussen die mense vir wie hulle gedink het, Jesus het gekom vir die volk Israel. Hy het gekom vir die verbondsvolk, hy het gekom om redding en verlossing aan hierdie mense te bring. En nou kom Jesus en hy vat hulle uit hierdie gemaksone uit, en hy vat hulle na 'n land toe, en dan ontmoet hulle 'n Kanaanitiese vrou. Iemand wat nie aan die volk van die Here behoort nie. 'n vrou wat deel is van 'n vreemde volk, 'n volk wat daar eintlik in die verlede, as ons mense onthou, was daar maar eintlik so 'n bietjie vyandskap tussen die Kanaaniete en die volk Israel, nee. Trouwens, die hele land wat Israel was en geword het, was vroeër eintlik maar Kanaanitiese land gewees. Abraham het ingebeweeg in die land van die Kanaaniete, en dis waar hulle gebly het. Dis waar die Baal godsdienste en al hierdie ander gode aanbid is. En stelselmatig het die volk Israel dit hulle tuiste gemaak en het die ander volke uitbeweeg. En dis waar Jesus hier is. En baie keer in ons lewens kom vat die Here ons net uit daai gemaksone uit waar dit alles met ons goed gaan, sodat hy net weer vir ons 'n nuwe perspektief gee. En wat Jesus hier wil doen met die disippels is om vir hulle 'n nuwe perspektief te gee waarom hy gekom het, waarom hy mens geword het, waarom hy aarde toe gekom het. En dit is die redding van die mense, nie net die volk Israel nie. Maar hy het gekom om redding te bring, ook vir die Kanaaniete. Ook vir die Samaritane, soos ons lees daar in Johannes 4, as hy kom by die put by Samaria. Samaritane, was nie eintlik baie vriendelik met die Jode gewees nie. Daar was nie goeie verhoudings nie. En tog sê Jesus, ek kom en ek reik my hand uit, as jy geweet het wie ek is, sal jy my vra vir die water van die lewe, sodat jy nooit weer hoe water te kom skep nie. En nou kom hy in Kanaan in, en hy wil weer vir die disippels net wys, ek trek die kring nog wyer. En as mense nou dink aan die opdrag daar in Handelinge, as Jesus vir hulle sê, gaan na Bethlehem, ek sal die gees oor julle uitstort, dan sê hy, en as die gees oor julle kom, sal julle krag ontvang, en julle sal getuies wees waar? In Judea, Samaria, in Jerusalem, Judea, Samaria, en tot aan die uithoeke van die wêreld. So hy sprei hom uit, en Jesus het in sy bediening, het hy dit ook al begin doen, om vir die disippels te leer, die evangelie is nie net vir die Jode nie. In Handelinge 10, kom die Here by Petrus, en dan onthou julle daai hele verhaal met die doek, wat uit die hemel kom, met die kos, en dan sê die Here vir hom, kies vir jou, en daar was alles, wilde diere,
gesplete hoewe, ongesplete hoewe, alles was daar op gewees. En dan wil die Here vir Petrus met daardie beeld sê, maar ek stuur jou ook nou na die heidene nasies toe. En dan gaan hy later in Handelinge 10, dan gaan hy na die tronkbewaarder toe. En dan gaan bring hy die woord daar, en dan kom daar bekering. So ook vir Petrus wou die Here leer. Maar dit is nie net in die Nuwe Testament nie, kom ons dring terug aan die Ou Testament. Waar sien ons in die Ou Testament dat die Here hom uitreik na die ander volke rondom hom? Dink aan Jona. Jona stuur God stuur vir Jona na Nineve toe en sê vir hom, gaan bring oordeel oor die volk. Dan vlug Jona weg. En as Jona daar kom, uiteindelik nadat hy ompad gegaan het en deur die vis ingesluk is en 3 dae later uitgespoeg is, en hy kom uiteindelik by Nineve en hy bring die woord, dan kom die mense tot bekering. En dan sê die Here vir Jona, dis goed, dis wonderlik. Dan sê die Here, dat is Jona kwaad. Dan sê hy, Here, maar U het my gestuur om hierdie mense te verdelg, nou red U die mense. Onthou julle die hele verhaal. En dan gaan sit Jona uiteindelik onder die komkommerboom, en dan kla hy by die Here, dat die Here sy redding bring vir heidene. Maar dit was van die begin af deel van God se plan. Gaan terug na Genesis 12 toe, as die Here vir Abraham sê, ek sal die seën wat jou seën, en die vervloek wat jou vervloek. Ek het gekom om te seën, sê die Here. En deur Abraham se lewe wil God die seën bring vir die wêreld. Die volk Israel het dit later bietjie verkeerd verstaan en gedink dis net vir hulle. En so baie keer kan ons as gelowiges ook net dink dis vir ons. God se seën, God se genade, God se redding, God se verlossing is vir ons. En dan moet God ons ook net bietjie vat uit ons paradigma, uit ons denkwyse, denkraamwerk, en ons net so bietjie skuif, so wat hy met die disippels maak, en hy gaan plaas hulle in Libanon, vandagse Libanon, in Tyrus en Sidon, en hy bring hulle by 'n plek, waar die Here vir hulle sê, maar my genade is vir meer, as net vir die volk Israel. Die tweede belangrike ding wat ons moet raak sien in hierdie gedeelte, is dat die vrou agter Jesus aanloop en vir hom sê, seun van Dawid. Nou, hy was nie die regte seun van Dawid nie, maar daai begrip, seun van Dawid, nie, was deel van die verbondsterminologie, as 'n mens nou sê, om te sê die een wat sal kom uit die huis van Dawid. Met ander woorde, hy is 'n seun van Dawid, om te wys op die Messias. So sy het geweet dat Jesus die Messias is. En sy kom agter Jesus aan en sy sê vir hom, seun van Dawid, red tog my dogter, sy is besete met duiwels. Wat doen Jesus? Draai onmiddellik om en sê vir vrou, ek hoor wat jy vir my sê? Nee, hy hoor haar nie onmiddellik nie. Is amper asof hy so half haar ignoreer, of hy haar nie antwoord nie. Klink dit vir julle bekend? Sê ons nie baie keer in ons gebedslewe, en die Here antwoord my nie. Voel of ek teen die plafon of teen die dak vasbid. Die Here hoor nie, hy antwoord nie. Ek voel of ek alleenig is. Wat het gebeur in Johannes 11? Toe Jesus die berig kry dat Lazarus dood is. Kan julle onthou? Het Jesus onmiddellik gegaan? Nee, hy het 2 dae gewag, voordat hy begin het, om te gaan na Betanië toe. En eers daarna het hy aangekom, toe Lazarus reeds 4 dae in die graf was. Jesus het nie geïgnoreer nie. Jesus het met 'n doelbewuste rede net nie gegaan op die tyd wat mense wou gehad het, hy moes daar wees nie. En as Martha Maria Jesus aanspreek of met Jesus groet, dan sê Martha in die eerste plek vir Jesus, as u hier was, sou my broer nie gesterf het nie. En mens kan dit maklik sien as 'n beskuldiging, maar as jy verder lees, dan sê sy, maar ek weet, God sal vir u alles gee wat u van hom vra.
So sy beskuldig nie Jesus en sy sê dit in geloof. Here, ek weet, ek sou hom kon gesond maak, maar ek weet nog steeds in geloof hou ek vas aan U, want ek weet, U kan dit nog steeds doen. Dis nie dat sy hom beskuldig nie. En dan praat Jesus met haar oor die ewige lewe. En hy sê vir haar, dat hy sal, as jy gesterf het, en Jesus sal jy weer lewe. Hy praat met hulle daar die hele ding. Net 'n rukkie later, as hy met Maria praat, kom Maria daar aan, en dan sê sy dit ook vir Jesus, maar Jesus antwoord daar nie op dieselfde manier as vir Martha nie. Jy het dit agtergekom as jy Johannes 11 lees. Wat doen Jesus as Maria by hom aankom? Daar staan, en hy het geween. Hy het bedroef geword, en hy het geween. Hy het saam met Maria gehuil, en geween saam met die ander mense wat saam met haar geween het. Is dit nie interessant nie? Die Here, soms, wil ek nou sê, dis nie dat hy ons nie hoor nie, hy hoor ons. Maar onthou, God se tyd is anders as jou my tyd. Maar as hy ons antwoord hy ons ook individueel. Vir Martha het hy op een manier geantwoord, vir Maria het hy op 'n ander manier geantwoord, want hulle behoeftes was anders. En ook as ons kyk na hierdie vrou, as Jesus uiteindelik, voordat Jesus daar nog antwoord, kom die disippels by hom en sê vir hom, Here, hierdie vrou is eintlik 'n nuisance. Kan ons haar nie maar bietjie uitskuif nie? Kan ons haar nie vir haar soos die ouens daar met die Tour de France het hulle sokke heininge op om te sê, jy bly weg van die fietsryers af nie. Kan ons nie maar sokke heininge om die opsit, dat ons haar net weg van die afkry nie, want sy skree hier agter ons aan. Dis eintlik sterend. En baie keer wil ons dit ook doen. Ons wil ook baie keer mense wat ons dink, so 'n bietjie sterend is vir ons, wil ons so 'n bietjie wegskuif, nee. Maar wat doen Jesus dan? Dan draai na toe en sê vir haar, in daai gesprek wat hy met haar praat, en sê hy vir haar, is dit nie, ek kan nie vir jou die kos, is dit nie verkeerd om vir die kos van die tafel af te gee, die kos van die kinders, die brood van die kinders, vir die hondjies te gee nie? En dan antwoord sy hom, ja, maar die honde eet die krummels. Is dit nie mooi nie? Here, ek wil nie die brood hê, ek wil nie die hele brood hê nie. Maar die krummeltjies wat U vir my sal gee, is genoeg vir my. Ons wil alles hê. Ons wil die heelike boedel hê. Ons wil 'n feesmaal hê. Nie net 'n brood nie. Baie keer as ons met die Here praat. Maar die Here sê vir haar, ek kan nie die brood van die kinders vir jou gee nie. En daarna verwys hy na Israel om te sê, ek het gekom eintlik om Israel te verlos. Ek kan nie Israel se verlossing vir jou gee nie. Dan sê sy, Here, die krummels is genoeg. En wat antwoord Jesus haar? Hy sê vir haar, gaan, jou dogter is genees. Broers en susters, ons wil baie keer geloof in die groot dinge sien. Ons wil hê God moet ons dadelik antwoord. Ons wil hê God moet net vir ons wees. En God wil in hierdie gedeelte, wil hy eintlik vir ons sê, verbreed jou ruimte, verbreed jou verstaan van wie God is, want God is 'n God wat die wêreld wil kom verlos. Ek het dit al soveel keer gesê. Johannes 3 vers 16, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat elkeen wat aan hom glo die ewige lewe kan hê. Vers 17, ek het nie gekom om te oordeel nie, maar gekom sodat julle die lewe kan hê. Johannes 10 vers 10, ek het gekom sodat julle die lewe kan hê, en die lewe in oorvloed. So as die Here kom na ons, dan wil hy vir ons alles gee. Hy wil vir ons verlossing gee. Hy wil vir ons redding gee. Maar die Here wil ek hê dat dit nie net hier bly nie. Dis nie net vir jou en vir my nie. Dis vir die wêreld daar buite. En
baie keer sê die wêreld daar buite en wag, nie vir die brood nie, maar net vir die krummels. Want die krummels sal vir hulle genoeg wees. En wat doen ek en jy? Ons gooi die krummels weg. Ons gooi dit in die asblik. Ons hou dit vir onsself, ons wil dit nie uitgee nie. Terwyl hierdie vrou sê, Here, al kry ek net die krummels, dit sal vir my genoeg wees. Ons kry oorvloed. Ons verstaan die woord in oorvloed. Wie van ons het nie 'n Bybel in ons huis nie? Nie, party van ons het nie net een Bybel nie. As Pietie was, en sy vir jou sê, ek het 20 Bybels. Wie van ons het meer as een Bybel? Almal van ons. Daar buite is mense wat nie die woord het nie. En wat smag na die woord van die God. En ek en jy sit met die oorvloed. Die Here wil die disippels se denkraamwerk verander om te sê, ek het nie net gekom vir die volk Israel nie, maar ek het gekom ook vir hierdie Kanaanitiese vrou. Ek het gekom ook vir die Samaritaanse vrou. Ek het gekom vir die hele wêreld. Maar ek gebruik jou. Ek het jou gekies, die 12 disippels, die 12 wat later apostels geword. Ek het die hele gekies om die woord te bring aan die res van die wêreld. Daar is nie meer apostels soos wat Jesus gehad het in sy tyd nie. Daai tydperk het verby gegaan. Maar hier sit sy disippels. Elkeen van ons is 'n disipel van die Here. En elkeen van ons moet uitgaan en die woord bring waar dit nodig is. Die krummels, al is dit dan niet krummels, die wêreld wag om te hoor van 'n verlosser, wat anders is as die verlossers wat die wêreld aangebied word. Die Here wag op 'n verlosser wat liefdevol is, wat omgee, wat sorg, wat ook regverdig is en die sonde straf, maar terselfdertyd ook die sonde sal vergewe, wat het soek, vir die wat het soek in sy naam. Kom ons verbreed ons visie. Kom ons laat toe dat God ons denke verander, ons denkraamwerk verander, sodat ons God raak sien vir wie hy is. En dat ons weet sy genade is nie net vir jou en my nie, maar vir 'n wêreld wat wag. Al is dit net krummels. Kom ons bid saam. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie dat ons vanmôre so mag saam wees en kan luister na u woord. Dankie Here dat u ons weer kom oorlaai. Oorlaai met die woord, met die verstaan van die woord, maar ook oorlaai met u goedheid en die liefde en die gawes en die agter my staan 'n tafel wat gedek is met die tekens van die lewe, die brood en die wyn. Wat 'n teken is van dit wat u kom doen het vir ons, dat u bereid was om vir my en vir elkeen van ons te sterf van die kruis, sodat ons die ewige lewe kan hê. Maar nie net vir ons nie. U het gesê, want so lief het ek die wêreld. Here, u het die wêreld lief. En u wil my gebruik om daardie liefde in die wêreld te bring. Here, gee dat ek nooit sal ophou om dit te doen nie. Gee dat ek nooit sal ophou om u lof te besing en vir ander te vertel van die grootheid en die goedheid van ons Here nie. En wanneer ons aansit by die nagmaaltafel vanmôre, Here, dan is dit my gebed dat ons ook hierin weer sal kom voed opnuut geestelik, dat ons sal kan opstaan en sterk kan wees ter wille en ter ere van u wonderlike naam. Ek loof en prys u wonderlike naam, Jesus ons Here. Amen. Broers en susters, ons gaan saam die nagmaal gebruik, en ek nooi julle om julle self te kom bedien. Julle ken die ou storie, die binneste kringetjie is die druiwesap, en die buitenste sirkel is natuurlik die wyn, en ons sal ook die beker na die tyd laat sirkuleer. So kom bedien julle self asseblief. As ons met die brood en die wyn so voor ons sit, is daar baie rede om dankbaar te wees. Maar ek vind baie keer
dat, ek wil amper sê, ons God aanbid vir die verkeerde rede. As ek vanmôre vir julle sou vra, waarvoor wil jy vanmôre die Here aanbid? Wat sal julle sê? Liefde? Genade? Vergifnis? Goed, vir dinge wat ons nodig het. Besluite. Gesondheid. Daar's baie redes, maar ek dink baie keer, as 'n mens werklik by aanbidding, by ware aanbidding wil uitkom, dan mis ons seker die belangrikste rede daarvoor. As Jesus in Matteus 6 vir ons sê, en ons leer bid, wat sê hy in die heel eerste reël? Hy sê, ons Vader, wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. Waaroor gaan dit vir Jesus in Matteus 6 as hy hierdie bede bid? Dit gaan oor wie God is. Dankie Here dat u liefde is. Dankie dat u genade is. Dankie dat u omgee is. Dankie dat u wonderbaarlik is. Dankie dat u die skepper is. Dankie dat u hierdie wonderlike vir ons gedoen het, dat u deur die Vaderhand, dat u almagtig is. Gaan lees maar die psalms. Die psalmskrywers, as hulle die Here loof en aanbid, dan gaan dit oor wie God is en nie wat God doen vir my nie. En ek dink baie keer moet ons leer om ons perspektief te verander. As ek by die nagmaal sit, dan sien ek wat God gedoen het vir my. Deur sy liefde het hy homself vir my gegee, omdat hy liefde is. Was hy bereid om in my plek die sonde te dra. En daarom sê ek, dankie Here, dat u bereid was om mens te word, vlees te word, sodat ek die ewige lewe kan hê. Dankie dat u 'n God is van vergifnis, wat nie net kyk na my sonde en my sonde raak sien nie, maar bereid is om my te vergewe, ook omdat u 'n God is van genade. En dan begin my perspektief verander. Dan gaan dit nie meer oor my nie, wat die Here vir my doen nie, dit gaan oor wie God is. En as ons by die nagmaaltafel vanmôre sit, kom ons sien dit wat God is en dit wat hy geword en gedoen het vir jou en my. En dat ons hom daarvoor loof. Die brood wat ek breek is die teken van die liggaam van Christus wat vir jou en vir my gebreek is. Neem dit, eet dit, dink daaraan en glo dat sy liggaam vir jou gebreek is as 'n volkome versoening vir al jou sondes. Nadat Jesus die brood geneem het en gegee het vir sy disippels, het hy ook die beker geneem en gesê, dis die teken van die vernuwe verbond wat ek met julle instel. Neem, drink, dink daaraan, dat my bloed vir jou gestort is, as 'n volkome verlossing vir al jou sondes. Kom ons ontvang die seën van die Here. Mag die Here wat vrede gee, julle altyd en in alle opsigte vrede gee. Die Here sal by almal wees. Die genade van ons Here Jesus Christus sal by almal wees.
Amen.